ons sit net so, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Ons wonderlike Hemelse Vader, ons dank en ons eer U dat ons die voorreg het om vanmôre as gemeente saam te wees in U wonderlike naam en dat ons weet op grond van die beloftes in U woord dat U Heilige Gees in ons midde is en dat U 'n besondere seën gebied op U kinders as hulle saamkom in U naam. Vader, ons is hier in die eerste plek om eer te bring aan U. Ons is hier omdat ons in gehoorsaamheid aan U opdragte en U woord, die onderlinge byeenkomste nie versuim nie. En ons is hier omdat ons mekaar liefhet en mekaar wil opbou in die allerheiligste geloof. En daarom dank ons U Here dat ons hier die plek van aanbidding het. En ons dank U vir U wonderlike Gees wat ons saambind in 'n band van eenheid en dank U vir U wonderlike woord wat ons onderrig en vir ons leer aangaande die weg wat ons moet gaan. Ons weet Here en ons het dit gesing, dit is nie 'n maklike pad, die pad saam met U nie. Dis 'n uitdagende pad. Dis 'n pad waar ons elke dag met die vlees en die wêreld en die duiwel moet stry en daarom vra ons vir U vir groot genade dat ons oë gefestig sal hou op Jesus die leidsman en die volëinder van ons geloof. Here, ons bid dat U vir ons groot genade sal gee dat ons die einddoel en ook die beloning sal in oog hou. Die heerlikheid van Christus en hom as die koning wat op die troon sit, wie ons vir ewig sal aanbid. Dat dit ons motivering sal wees, dat dit ons dryfveer sal wees om ons allerbeste vir U te gee, ons allerhoogste. Dierbare Here, ons bid ook so dat ons lief sal wees vir U woord. Dit is vanuit U woord dat ons geonderrig word. Dit is vanuit U woord dat ons vermaan word, dat ons bemoedig word, dat ons versterk word. Here, en ons vra dat ons getroue studente sal wees van U wonderlike woord. Daar kom tye waar ons nie verstaan wat daardie bepaalde teks of gedeelte sê nie. Here, dankie dat ons U Heilige Gees het wat vir ons ook wysheid gee om verdere studie te doen. Dankie vir manne in die verlede wat lief was vir U en kerke en synodes wat U waarheid ondersoek het en gebly ondersoek het en by kosbare Bybelse antwoorde uitgekom het. Dankie dat ons ook hulle geskrifte het waaruit ons kan lees en dat ons daardeur geonderrig kan word. En Here, 'n beter verstaan kan hê van U die drie-enige heilige God en ook 'n beter verstaan van ons sondigheid, ons beperktheid. En Here, hoe ons U kan dien in gees en in waarheid. Baie dankie Here dat ons U kan eer vir elkeen in hierdie gemeente en ook hulle wat inluister wat U woord so lief het en so ondersoek en so getrou Here begeer om te hoor wat U uit U woord vir hulle wil sê. Sal U hulle studente maak van die woord en getrou hou in U woord, dag in en dag uit, tot daardie groot en deurligte dag wanneer ons U sal sien soos U is. Here, baie dankie ook vir die wyse waarop U vir ons gemeente sorg. Dankie vir elkeen wat hier plaaslik in die gemeente gee, hulle wat in die gemeente rekening inbetaal, hulle wat, Here, nie is deel is van ons gemeente nie, maar 'n getroue bydra lewer tot die uitbreiding van U koninkryk vanuit hierdie gemeente. Ons bid dat U hulle sal seën met al die geestelike seëninge in Christus Jesus ons Here. En ag Here, dat ons sal besef dat as ons in hierdie wonderlike koninkryk van U ons hart en ons siel het en ons gee ook vir U saak, dat daar 'n wonderlike beloning eendag sal wees. Want Here, U sê vir ons baie duidelik, kyk, ek kom gou en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Baie dankie vir daardie dag waarna ons uitsien. Bevind ons getrou, Here, sodat ons die volle loon by U kan ontvang. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Vriende, ek hoop jy die aanhaling gelees wat ek hier op die bord het van Augustinus, een van die groot kerkvaders, 'n briljante man gewees, 'n intellektuele vermoë wat ek net kan droom om te hê. En hy het gesê, pray as though everything depended on God. Work as though everything depended on you. En dis belangrik. Baie mense sê, veral vir ons gereformeerders, as ons glo aan God se ewige verkiesing van die sondaar, waarom evangeliseer ons nog? Wat is die antwoord? God gee die opdrag, doen dit. As hy die soewereine God is wat alles bepaal en beskik, waarom moet ek nog bid? Want God gee my die opdrag, doen dit. Die dag wanneer jy God is, dan bevraagteken jy vir God. Tot dan, buig jy voor hom, en jy doen wat hy vir jou sê, soos ek het ook doen. Ek het hierdie week weer lees van Dawid, wat Dawid praat van die God wie hy aanbid as die koning. Hy is koning, maar hy verwys na God as die koning. 'n man wat regtig verstaan het hoe werk die dinge,
mag u en ek ook so gesindheid hê, en mag die Here ons opwek in liefde, dat ons hom sal dien in 'n nederige hart en gesindheid, en dat die Here verheerlik sal word. Nou gaan ons die wet en geloofsbelijdenis hanteer, 'n kort samevatting daarvan. Nou hierdie samevatting, vriende, gaan terug daarna Eksodus 20, die 10 gebooie wat die Here vir die volk Israel gegee het. Nou ek het so tyd terug die boodskap uitgesaai oor, is die wette nog op ons van toepassing? Ons praat van die morele wette, die siviele wette en die dink die geregtelike wette, die 3 tipes wette in die Ou Testament, wat op ons van toepassing is en wat nie. En dit sien dat ons net, soos die Engelsman sê, pick and choose nie. Ek dink daar's 'n baie mooi lyn, wat nie een van ons het vanmôre 'n lammetjie kerk toe gebring, dat ek hom moet slag nie, né? Ons doen dit wanneer ons 'n gemeente ete het, en 'n braai het. Dan bring ons die vleisies en ons braai saam, maar ons doen dit nie meer nie. Die besnydenis is nie meer op ons van toepassing nie, dis hoekom ons nie meer besny nie, en daar is sekere wette rondom, wanneer 'n huis damp kry, dan moet jy die priester roep, en hy moet kom kyk, of daai huis nie afgeseël moet word nie, daar is sekere dinge, maar hierdie wet, die 10 gebooie, so saamgevat in Matteus 22, is op 1 Mei van toepassing 100%. Nie kan deur die 10 gebooie gaan lees, en jy sal sien, daar is net een gebod in die Nuwe Testament, wat nie herhaal word nie, en dit is die 4de ene, die Sabbat. Dis die enigste een wat nie in die Nuwe Testament herhaal word vir die kerk van Jesus nie, maar die eerste dag van die week. Die Bybel sê elke keer in die Ou Testament, op die Sabbatdag het hulle sekere goed gedoen, die Nuwe Testamentiese kerk, op die eerste dag van die week, het hulle by mekaar gekom. Waarom? Want is die opstandingsdag, die dag toe Jesus uit die dood opgestaan het. Maar kom ons kom by hierdie samevatting van die wet van die Here uit, en hoe kosbaar hoe die Here vir ons dan ook leer, wat sy wet van ons vra. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader, en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? Vriende, as iemand jou 'n vraag vra oor die dinge van die Here, kyk na die persoon se intensie en gesindheid. Ons kan nie dit altyd bepaal nie, maar 'n mens se liggaamstaal sê nogal baie van, wil hy iets hoor, of is hy daar om te beklei? En die Bybel sê vir ons, hierdie man het nie na Jesus gekom omdat hy inligting soek of Bybelse raad gesoek het nie. Hy het gekom om moeilikheid te soek. Hy het gekom om Jesus te versoek. Ons ken nie mense se harte nie, maar ons kan baie keer aan hulle lyfstaal sien, wat is hulle gesindheid en waarmee is hulle regtig besig. En in hierdie versoeking vra hy vir Jesus, wat is die groot gebod, Here, in die wet? Lig vir ons een uit, en as Jesus een sou uitlig, sou hulle hom dadelik aangekla het, dat hy die res van die wet eintlik as niks seggend sien nie. Jesus antwoord hierdie man met die wysheid wat God hom mee antwoord. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dis waar alles begin. As jy die Bybel lees, sonder 'n liefde vir God, gaan daar 'n weerstand in jou hart kom, teen die standaarde van God in sy woord. Wanneer daar 'n liefde in jou hart is, deur God se gees gewerk, vriende, dan luister jy met 'n gewillige hart, 'n nederige hart, om te sê, Here, leer my, spreek, want u diensknegt en u diensmaagd luister. Die Bybel sê om die Here ons God lief te hê met ons hele hart, siel en verstand, is die eerste en die groot gebod, en die tweede wat gelyk staan met die eerste. Die een kan nie losgemaak word van die ander een nie. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. Dikwels hoor ek hoe mense vir my vra, maar wie is my naaste? Sê ek vir hulle, nee, ek kan nie vir jou 'n definisie daarvan gee nie, maar die Bybel sê jy moet ook jou vyande lief hê. So as jy nou klaar uitgevind het wie jou naaste is, dan moet jy sommer hulle wat nie jou naaste is nie, ook lief hê. En ek wil vir u sê, dit is vir ons 'n bitterpil om te sluk, en ek het hierdie week daaraan gedink. Ons wil hê God moet ons lief hê. En Romeine 5 sê, toe ons vyande was van God, het hy ons lief gehad. Toe ons vyande van hom was. Ons is nou, die Bybel sê, God noem ons sy vriende. Ons is diensknegte. Ons is liefdesslawe van Christus. Waarom sukkel ons so om ander lief te hê? Dink aan die apostel Johannes, wat gesê het, kom ons bid vuur van die hemel om die Samaritane te verdelg. En die Here sê vir hom, jy weet nie van hoe danige gees jy is nie. Ek dink die meeste van ons het al gedink, as ons 'n bietjie 'n vuur van die hemel kan afbid om 'n paar van hierdie knape in Suid-Afrika uit te sorteer, sal dit goed wees. Maar ons liefde vir die Here sien ook God se genade in Jesus,
wat ons kom red het, dit bring ons uit by gebed, ook vir ons vyande. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. Nou vriende, ons gaan staan, dan doen ons belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. U sal sien, ons gaan bely dit wat meeste kerke nie meer bely nie. Maar ons moet 'n belydenis aflê vanmôre, en van hieruit is daar baie meer dinge wat ons kan sê. Maar ons gaan staan en dit bely, en dan gaan ons spontaan sing van Gesang 245, vers 11. En ek vra dat u sal let op die woorde wat ons gaan sing. Kom ons staan en doen ons belydenis. Vriende, met ons hele hart glo ons in God die Vader. Hy is die Almagtige en hy is die skepper van die hemel en die aarde. Ons glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is uit die Heilige Gees en gebore uit die Maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees en ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Vriende, ek nooi om die woord van die Here vanmôre saam met my oop te maak by Psalm 32, en ons het nog 'n hele klompie psalms om deur te werk tot ons voor ons by die einde kom, maar ek bid dat ons een vir een psalm sal vat met die begeerte dat die Here vir ons ook kosbare waarhede sal leer. Ek het vir u gesê, die boek Psalms is die mees geleese boek onder kinders van die Here deur die eeue. En die rede daarvoor is omdat ons so kan assosieer met die mense, waarin ook die skrywers is van die Psalms. Dawid het die oorgrote meerderheid van die Psalms geskryf, dan is daar die kinders van Korag en Asaf en verskillende ander wat Psalms geskryf het, en ons kan so assosieer met dit wat hulle beleef het, dit wat hulle ervaar het, en ook die troos wat hulle elke keer gevind het in die wonderlike Here Jesus Christus. En eintlik moet ons vanmôre Psalm 32 en Psalm 51 saam lees, saam met 2 Samuel 12, want Psalm 32, 51 en 2 Samuel 12 gaan oor die sonde wat Dawid dan ook gepleeg het, die sonde met Batseba, en gaan ons bietjie vanmôre dan kyk wat die Here vir ons wil leer, en ek gaan maar hierdie psalms afsonderlik hanteer, ek gaan hier en daar verwys na Psalm 51 en dan ook so bietjie na 2 Samuel, die 12de hoofstuk. Nou ek het 'n hele paar punte, ek hoop nie u is haastig nie, ek is nie haastig nie. Ek is hier tot vanaand toe, so ek glo dat ons deur die psalm sal kom en dat die Here vir ons kosbare lesse sal kom leer. Kom ons val weg, ons lees saam. Ons lees uit die standaard vertaling van die Bybel, of soos dit bekend staan, die 33-53 vertaling. Nou ek is besig om deur ander vertalings ook te lees. Ek is tans besig met die 2020 vertaling, en elke keer moet ek myself, dan kry ek myself, dan gaan ek terug na die 53 toe. Dis net vir my asof die 53, 33 het vir my net 'n bietjie meer beter beskryf, en ek bietjie meer hoor wat sê die Here. Ek dink die Bybel, ons wil hom te veel vertaal om makliker te lees vir ons as mense op aarde, en ek sê nie verkeerd dat u daardie vertalings lees nie, maar ek dink tog, dis belangrik om te hoor wat die Here vir ons wil sê, vanuit sy woord, en dit is so verander dat dit eintlik 'n boek is wat ons eintlik lees as 'n storieboek, in plaas van God se boek vir ons nie. Maar kom ons lees uit Psalm 32, die standaard vertaling, 'n psalm van Dawid, 'n onderwysing. Welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie, en wie se gees geen bedrog is nie. Toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer in my, gebrul die hele dag, want u hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander soos deur somergloed. Sela. My sonde het ek u bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely, en u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Sela. Die woordjie Sela is maar dat ons 'n paar oomblikke sal dink oor wat die psalmdigter dan skryf. Vers 6, daarom sal elke vrome u aanbid, in 'n tyd as u te vinde is, ja, by 'n oorstroming van groot waters, sal hulle nie aan hom raak nie. U is 'n skuilplek vir my, u bewaar my vir benoudheid, u omring my met vrolike gesange van bevryding. Sela. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie.
wat 'n mens moet tem met toom en teel as hy tuig, anders kom hy nie naby jou nie. Die goddeloosheid baie smarte, maar hy wat op die Here vertrou, met goedertierenheid sal hy hom omring. Wees bly in die Here en juig oor regverdiges, en jubel alle opregtes van hart. Ons lees tot sover saam met God se wonderlike woord, vriende. Ons bid dat die Here die woord sal seën en heilig in ons harte. Ons teks van oordeenking vanmôre, Psalm 32 vers 1, 'n psalm van Dawid, 'n onderwysing. Met ander woorde, hy gaan ons nou onderrig. Daar's onderrigting wat gaan plaasvind. Daar staan wel geluksalig, 3 maal gelukkig, die woordjie wel, geluk en salig. 3 maal gelukkig is hy wie sy oortreding vergewe, wie sy sonde bedek is. Die tema van vanmôre se boodskap is die hartseer van sonde en die vreugde van sondevergifnis. Die hartseer van sonde en die vreugde van sondevergifnis. Nou vriende, in hierdie week toe ek hierdie psalm voorberei het 'n mens se gedagtes ver gegaan, en in die jare wat ek in die bediening is, het ek al honderde beradingsgevalle gehad waar ek met mense praat en mense onderrig uit die skrif en mense begelei, en was daar een geval wat so duidelik na vore gekom het in hierdie voorbereiding van hierdie boodskap. En dit het so tydjie gelede gebeur toe 'n man na my toe gekom het en met hom praat het oor wat aan die gang was in sy lewe. Op daardie stadium was sy lewe geweldig de mekaar gewees, gevul met baie hartseer en pyn. Nou wat was deel van sy lewe en waarom was sy lewe gevul met hartseer en pyn? Die groot ding in sy lewe wat uitgestaan het, was ontrouheid, hoerery en die begeerte na 'n ander vrou. En ongelukkig het hierdie man deur hierdie sonde van hom in verskillende argumente betrokke geraak, beskuldigings wat oor en weer geslinger was, 'n egskeiding, later weer ander verhoudings, en sy lewe en die van sy vrou en kinders en familie het hy onberekenbare skade aangedoen. Ek onthou nog soos gister dat hy my so kyk met trane in sy oë en hy sê vir my, Gerard, as ek net nie omgekyk het nie. As ek daardie dag net nie omgedraai het en vir daardie vrou 'n tweede keer gekyk het en met haar begin gesels het nie. Maar ek het hom gekyk en alles is nou verby, en ek het so gedink aan die spreekwoord wat sê, jy weet nie wat jy het totdat jy dit verloor nie. Jy weet nie wat jy het totdat jy dit verloor nie. Die afgelope tyd was ek betrokke in verskeie beradingssessies, vriende, en ek het agtergekom dat in die meeste gevalle is hierdie waar. Nie net van hierdie man wat ek beraad het nie, maar van die meeste is dat hulle nie weet wat hulle het totdat hulle dit verloor het nie. Die meeste mans kom na jou toe en hy sê vir jou, ek is vasgevang in my huweliksverhouding. Dit voel of ek in 'n tronk sit, en soos een man eendag gesê het, luister, die ring aan 'n man se vinger is rond, want hy soek heeltyd en hy draai heeltyd om die kode te kry om daar uit te kom. Dis soos 'n kluis. Ek wil daar die kode kry om uit te kom. Dit wil sê vir my huweliksverhouding versmoor my. Ek verlang na die tye saam met my pelle, my vriende, my vryheid. En dit wil spluit ek by hulle om vir hulle te sê, moenie dat die Satan jou mislei nie. Want hy's besig om vir jou 'n beeld in jou kop te skep, wat nie waar is nie. 'n fairy tale, 'n eendag lank gelede gedagte in jou kop. En dan soos die meeste maak, hulle kom soek nie raad nie, hulle soek eintlik jou goedkeuring op hulle sonde wat hulle gaan doen. En dan breek hulle weg. Hulle stap uit, hulle los hulle vrou en kinders, en die res van hulle lewe is 'n groter hel. Luister die woordkeuse. Dis 'n groter hel as wat hulle ooit kon dink. Want u sien, die duiwel sal altyd poog, en ons vlees sal altyd poog, om ons te lei in 'n rigting waar ons dink, ons gaan by hierdie fontein uitkom met die vars water. En later sit ons as die verlore seun tussen die varke van die wêreld. En ons sien dat hierdie fontein van lewende water wat vir my beloof was, eintlik gebarste vuil reënbakke is, soos net die Satan aan ons kan gee. Vrouens kom na my toe en hulle sit daar in my sitkamer, en 9 uit 10 keer van die tyd is my vroutjie saam met my. Dan sit hulle daar en hulle is rebels en in opstand teenoor hulle man en hulle kinders en hulle huwelik.
En dan sê hulle vir jou, ek wil my eie pad stap. Ek soek my vryheid, ek is moeg kos gemaak. Ek is moeg wasgoed gewas en huis skoon gemaak. Hulle verlang om soos daardie poppie met die hoekskoene en die Mercedes-Benz en die kort rokkie te wees. Want sy is suksesvol, sy is vandag sy ikoon onder ons vrouens en ons moet haar nastreef. Maar jy weet nie van haar hartseer en pyn en ellende wat sy beleef met die opgang in haar werk en die uitleef van haar sogenaamde droom nie. Jy praat met hulle wil nie luister na raad nie. En dan stap hulle uit. En hulle gaan soek hulle vryheid. En laat hulle kom hulle agter, hulle is 'n slaaf van hulle hartseer, hulle sonde, hulle eensaamheid en onherroepelike spyt. Jy weet nie wat jy het, totdat jy dit verloor nie. 'n Laaste ene. Die ontevredenheid met my werk en salaris. Ek kan vir u nog baie noem. Die ontevredenheid met my werk en my salaris en waarom moet ek so swaar kry en dan begin ek met my eerste oneerlike transaksie. En ek kom weg daarmee. En dan is dit die tweede een wat volg en ek dink daar is meer vryheid in my gesin want ek kan meer vir hulle gee en die derde transaksie is makliker en later word ek uitgevang en in 'n oomblik is alles weg. Glo my, hierdie goed kry ek nie te doen. Jy weet nie wat jy het totdat jy dit verloor nie en is presies wat met koning Dawid gebeur het. Koning Dawid het God se guns beleef. Koning Dawid het hierdie koninkryk gehad waar God se volk verenig het onder sy heerskappy. Die Here het hom guns gegee en hy het baie van die heidense nasies verslaan. En Dawid het 'n mate van vrede gehad. En wat doen Dawid? In plaas van hom op hierdie stadium in sy lewe te waak en te bid, sien ons hom terwyl sy manskappe op die oorlogsveld is hy besig om 'n middagslaapie te vat. Nou voor jy dink ek is teen middagslaapies. Dis glad nie wat ek sê nie. Daar's niks fout met 'n koning wat bietjie rus na al sy arbeid nie. Die Bybel sê vir ons na sy middagslaapie, en jy kan vanmiddag by die huis 2 Samuel 12 gaan lees. Na sy middagslaapie het hy op sy paleis se dakhof, die stoep gedeelte gaan stap en oor sy koninkryk gaan kyk. En wat gebeur? Die Bybel leer vir ons, vriende, dat toe hy oor hierdie koninkryk van hom kyk, toe sien hy hierdie vrou. 'n Vrou wat bad in die sig van die paleis se dak. Daar waar koning Dawid haar kon sien. En ek het hier op my notas geskryf, sies, vir die vrou wat geen skaamte het nie. Dis presies ons dag en tyd. Jy kan nie meer die televisie aansit nie, of hulle nou Toyota bakkie, of hulle koekie seep, of hulle room adverteer, dan moet altyd 'n kaal of halfkaal vrou wees. Waarom? Want die duiwel is besig om hierdie land te sink en hierdie wêreld te sink met sensasie, met dit wat ons oë kan sien. Sies vir die vrou wat geen skaamte het nie. Hier was vir die ergste toe ek hierdie boodskap voorberei, sy was 'n getroude vrou gewees. Sy het geen kuisheid gehad nie. Sy het nie hierdie karakter tentoongestel van die Spreuke 31 vrou wat heilig voor God geleef het nie. My vraag was gewees, wat was haar intensie? Was sy daarop uit om koning Dawid te verlei? Ons weet nie, die Bybel sê nie vir ons nie, maar wat die Bybel vir ons sê is, dat koning Dawid gekyk het. En jy moet nou mooi dink wat ek sê, want onthou toe Dawid as koning geregeer het, het hy alreeds die eerste 5 boeke van die Bybel gehad. En dit is mos Matteus, Markus, Lukas en Johannes, nee. Nee. Dis Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. En wat staan in Genesis 4:7? Wie kan gou vir my sê, ons het hierdie vers al geleer. Die Here sê vir Kain, die sonde lê en loer voor jou deur, en jy moet daaroor heerskappy voer. Luister, versoekings gaan na my en jou kant toe kom. Ons kan nie daarvoor help nie. Martin Luther het gesê, ons kan nie help dat die voëls oor ons koppe vlieg nie, maar ons kan help dat hulle in ons hare nes maak. En dis presies dieselfde beginsel. Dawid kyk, en die woorde van Genesis 4:7 neem hy nie ter harte nie. Waar die Here vir ons sê dat die sonde lê en loer, sy begeertes na ons moet daaroor heers. Dawid doen dit nie, wat gebeur? Die koning kyk, en vriende luister, sy gewete.
As u 'n kind van die Here sal u presies weet waarvan ek praat. Sy gewete, soos enige kind van die Here se gewete, begin roep. Miskien het hy op daardie oomblik gedink aan Josef. Onthou u Genesis 39? Mevrou Potifera, onthou u ja? Die getroude tannie, lyk my die getroude tannies het vandag probleme, en nie net vandag nie, in die verlede, hede en lyk my in die toekoms. Hulle verstaan nie die roeping van God oor hulle lewe nie. En mevrou Potifera kom sê vir Josef, kom lê by my sweetie. Ek sal my man nie vertel nie, hy gaan nie weet nie, jy gaan nie, of niemand gaan weet nie. En Josef sê hier die volgende woorde, hoe kan ek die groot ding doen en sondig teen God? Dawid se vlees sê, nee, ek sal net kyk. Ek sal net kyk. En vriende, die res is geskiedenis. Die kyk het oorgegaan in begeerte, die begeerte in seksuele omgang, en na die plesiertjie wat Dawid gehad het, stuur hy die vrou weg, en sy vrede is weg. Sy verhouding met God was gebreek, en hy het nie besef wat hy het, totdat hy dit verloor het nie. En die hartseer vir my was, dit was nie die einde nie. In plaas van te erken en te roep om genade en te smeek om vergifnis, besluit hy om hierdie sonde toe te smeer. En jy sien vriende, sonde baar sonde. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy weet jy sit en wat inluister, sonde is meer vrugbaar as 'n konyn. Die een sonde volg kort op die hakke van die ander, en baie vinnig sien ons die koning nie net as 'n hoereerder nie, maar as 'n bedrieër, as 'n leienaar, as 'n gewetenlose boosaard, wat reël dat die een getroue volgeling wat hy gehad het, die man Uria, die man van Batseba, 'n brief in sy hand neem. Dink hoe gewetenloos was Dawid. Hy gee vir hierdie man 'n brief en sê vir hom, vat hom na my hoofleier en sê vir hom, hy moet hierdie brief lees. En eintlik is maar die doodsvonnis gewees, waar hulle terug sou trek op die oorlogsveld. En ek skryf hier op my notas, Uria die soldaat het op hierdie stadium meer integriteit as Dawid gehad. Dawid hoor Uria is dood. En wat doen Dawid? Bring vir Batseba dat sy by my kom bly. Probleem is uitgesorteer, alles is afgehandel, sy kan by my kom bly, niemand is ontsteld oor niks nie, kom ons gaan aan met ons lewe. Maar Dawid neem God nie in ag nie. Ons sien later dat Dawid het geweldige stryd beleef in sy binneste, ons gaan daarby uitkom vanmôre. Maar ek wil vir u sê, dis die hartseer prentjie van baie huishoudings, van baie mense se lewens. Hulle weet nie wat hulle het, totdat hulle dit verloor nie. En ek wil vanmôre hier aan die begin van my boodskap vir jou sê, as jy besig is met sonde in jou gedagte, en jy is besig met sonde op jou rekenaar, en jy is besig met sonde in 'n flirtasie of 'n verhouding, of finansiëel, of wat ook al, pleit ek by jou. Kom leer vanmôre uit Dawid se lewe, want Psalm 32 leer vir ons, dat ons nie soos 'n muilesel moet wees nie, nie soos 'n steeksdonkie, wat vasskop en sê, niemand sal vir my sê wat ek met my lewe moet doen nie, dis my lewe, en ek gaan dit geniet, soos dit is nie. Ek pleit by u dat u nie soos 'n muilesel sal wees nie, maar dat u vanmôre sal sê, Here, al het ek hoe ver gevorder in my sonde, dat ek sal stop in my spore, dat ek sal belydenis doen, en dat u vir my genade en barmhartigheid sal bewys. Daar is 'n paar gedagtes vanmôre wat ek wil uitlig. Die eerste een wat ek gesien het in hierdie boodskap en in die voorbereiding is die skuldlas van sonde. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek praat met jou vanmôre wat bely jy ken die Here. Vir die ongeredde sonde pla hom nie. Inteendeel, almal het hom plaas wanneer hy uitgevang word. Dan probeer hy verskonings opper en hy probeer sekere verduidelikings gee, maar 'n kind van die Here, al weet niemand van sy sonde op die oomblik nie, weet hy God weet. En daarom die skuldlas van sonde, soos ons sien in Psalm 32 vers 1 en 2. 'n Psalm van Dawid, 'n onderwysing, welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie, en in wie se gees geen bedrog is nie. As u die woorde gaan kyk, vriende, wat Dawid hier gebruik, dan sien ons dat sy skuldlas elke dag gegroei het. Die woorde gaan ek gou vir u net so 'n bietjie die betekenis daarvan gee. Die woordjie oortreding te betekenis is die woordjie opstand of rebellie.
So Dawid sê, dat hy op 'n stadium in opstand was teenoor God se woord en in rebellie. Want die Here sê deur die mond van Moses vir die koning, dat hy nie vir hom baie vroue mag neem nie. Hy mag nie vir hom baie perde bymekaar maak nie, en hy mag nie vir hom baie goud bymekaar maak nie. Waarom nie? Hierdie goed sal sy hart verlei het, en koning Dawid het nie gehoor gegee aan God se woord nie, en hy sê, Here, my oortreding, my opstand en my rebellie teenoor U, bring hierdie skuldlas in my siel. Hy gebruik die woord sonde. Dis 'n regsterme, en dit gaan oor 'n misdryf wat jy gepleeg het. Nou dink gou by jouself, vriende, as ek nou môre besluit, ek gaan nou Absa Bank beroof. Nou ek gaan nie Absa Bank beroof nie. So voor iemand sê, Dominee Gerard sê, gaan môre Absa Bank beroof. En nie bel hulle vanmiddag en sê, check, hierdie ou, dis 'n Oosrander, hy gaan iets doen wat onverantwoordelik is. Nee, as iemand Absa Bank gaan roof, en in die proses skiet hy 1 of 2 persone, en hy steel 'n paar miljoen rand, en hy gaan huis toe, en so 3 weke later voel hy sleg daaroor, en hy gaan polisie toe, en hy sê, luister, ek wil net vir julle manne sê, ek is jammer. Ek is jammer, ek het daai bank geroof, en ek het daai geld gesteel, ek het daai mense geskiet, sien julle weer, en hy draai om en hy loop. Dink jy dit werk so? Verseker nie. Dis die gedagte van 'n misdryf. Ek doen iets wat verrykende gevolge het in die toekoms. Dis iets wat nou gebeur in my lewe, maar in die toekoms het dit gevolge op my lewe, op my huis, op my mense en die mense wat ek voor lief is. Die woordjie ongeregtigheid beteken perversiteit. Dit wil sê morele boosheid, skuld, ongeregtigheid of onheil. Kan nie agterkom, Dawid is besig om vir ons woorde deur te gee onder leiding van die Heilige Gees, beskrywende terme, om vir ons te sê hoe diep hy in sy sonde weggesink het. Hy was naderhand bankrot voor God. Die skuldlas van sonde het Dawid in die grond gedruk, en hy het besef hy staan voor God skuldig, en hy het niks om sy skuld mee te delg nie. Niks. Hy kon sy koninkryk gegee het. Hy kon al sy goud en silwer gegee het, al sy perde, sy hele weermag, sy huis, alles gegee het, en dit sou nie 'n enkele van sy skuld voor God weggeneem het nie. Hy gebruik woorde soos bedrog. Hoor wat is die betekenis van die woordjie bedrog? Jy sal sien ek het die Hebreëus vir u al langs aan gesit. Ek gaan nie al die woorde vir u uitspreek nie, van hulle kan ek nie uitspreek nie. Maar die gedagte is verraad of valsheid. Dawid het verraad gepleeg. Wat het hulle gedoen in daardie tyd? En in ons tyd toe die boereoorlog plaasgevind het, daar's hoogverraad gepleeg. Die persoon was doodgemaak. Want hoe kon jy so groot ding doen om jou eie mense te verraai? Dawid het God verloon. Hy het God verraai. Ons dink altyd aan 'n Petrus wat God verloon het, maar Dawid het dit gedoen deur hierdie sonde met Batseba. En die Bybel sê dat mense oor hierdie sonde van hom en hierdie boosheid wat hy gedoen het, eindelik teen die God van hemel en aarde gelaster het. Dawid het probeer aangaan so normaal moontlik. Maar vriende, die skuldlas van sonde het al hoe swaarder op hom gedruk, totdat Dawid nie meer kon uithou nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, en ek hoop jy hoor wat ek jou sê, geen kind van die Here kan suksesvol sondig nie. Die gehoor? Geen kind van die Here kan suksesvol sondig nie. Jy dink miskien jy kom nou weg daarmee en jy kom môre weg daarmee, maar die uitstel van God se oordeel is nooit die afstel daarvan nie. Dis genade dat jy kan bekeer. Jy sien, geen kind van God kan wegkom met sy aanhoudende boosheid nie. Jou sonde sal jou uitvind, sê die Bybel. En hoor gou wat die Here my kom leer het in hierdie week. Die Here het ons te lief om ons te los in ons sonde. Hy het ons te lief. Dis 'n pa wat sy kind in sonde sien leef en hy sê niks nie, want hy wil tog nie die vrede kom versteur nie. Wat 'n bose pa. Laat die kind eerder vir jou nou kwaad wees, voor hy later in die tronk sit en vir jou kwaad is. Belangrik dat ons sal sien, die skuldlas van sonde. Dawid sê, my oortreding, my sonde, my ongeregtigheid, my bedrog, het my in die grond afgedruk. En ek het besef, daar is net een oplossing en een uitkoms. En dis die vergifnis van hierdie sonde. Die tweede gedagte vanmôre is die seer van sonde. Die seer van sonde. Psalm 32 vers 3, toe ek geswyg het,
het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag. Want u hand was dag en nag swaar op my murg het verander, soos deur somergloed. Weet jy, in die navorsing van hierdie woorde het ek gesien dat dit 'n innerlike en 'n uiterlike seer was. Innerlik en uiterlik. Dit was asof Dawid se hart en sy gewete wat hom aangekla het, hom liggaamlik siek gemaak het. Hy het letterlik liggaamlik siek geword as gevolg van sonde. En ek wil vanmôre vir jou sê, die vyand, die duiwel, en jy moet vanmôre vir my hoor, jonk en oud. Hy is tog nie jou vriend nie. Dit wat hy vir jou so mooi aanbied, is eintlik maar 'n adder wat jou sal byt en jou lewe sal vernietig. Daarom is dit belangrik dat ons sal sien dat Dawid 'n innerlike en uiterlike seer as gevolg van sy sonde gehad het. Die innerlike seer, vriende, is 'n uitvloeisel. Hoor dat ek vanmôre vir jou sê, die innerlike seer is 'n uitvloeisel van ons persoonlike verhouding met God. God is nie 'n dooie afgod of 'n abstrakte figuur of 'n kosmiese energie nie. Hy is dieselfde persoonlike God wat saam met Adam en Eva gewandel het in die tuin. Hy woon deur sy gees in jou hart en hy wandel saam met jou. En ek wil vanmôre vir jou sê, as sonde nie 'n seer bring in die hart van 'n kind van die Here nie, is daar iets drasties fout. Ek sê gewoonlik vir mense, en onlangs ook vir 'n vrou wat so uitdaag het vir my sê, moenie nou met Bybelverse na my toe kom nie. Wil nie hoor wat sê die Bybel nie, maar sy getuig sy is gered. Toe sê ek vir haar, ek dink jy moet terug gaan en gaan kyk of jy die Here ken. Want as jy 'n oppositie teenoor God se woord het, die enigste manier hoe hy met ons kommunikeer, is jy heel moontlik nie 'n kind van God nie. Die seer van sonde bring ons by die punt uit waar ons sê, ons wil hoor wat sê God. Sê die Here dit nie uitdruklik vir sy kerk daar in Openbaring die 2de en die 3de hoofstuk, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê nie. Jy sien, die Here is 'n persoonlike God, en wanneer ons sy vaderhart bedroef, is daar seer. Man, as ek my vrou teleurstel, dan sukkel ek om voor te berei. Mens, ek weet nie hoe werk dit nie. Want as jy in sy klaarwoorde gehad het, gaan sit jy in jou studeerkamer en jy dink vir jouself, nou gaan ek al my ekstra werk inhaal. En daar sit jy. En waar kan jy dink? Aan die poppie. En jy dink, hier is iewers 'n probleem, ons moet dit regmaak. En dan sê jou hart vir jou, nee, jy is die hoof van die huis, onthou net, sy moet nader kruip. En so redeneer jy, en ure later kom jy op 'n punt en jy besef, what a fool I am. Is dit nie maar die probleem met ons almal nie, dit was Dawid se probleem ook. Jy sien, die seer van sonde is hier in die binneste, omdat ons die verhouding tussen ons en God gebreek het. En die seer is uiterlik, omdat ons liggaamlik hierdie spanning beleef van sonde. En Dawid sê self, hy het siek geword, of hy koors gehad het, of hy een of ander siekte onderlede gehad het, weens sy sonde, weet ons nie, maar die Bybel gee vir ons hierdie beskrywende terme, dat Dawid liggaamlik siek geword het. Vriende, daar is nie iets ergers of seerder, as om te weet ek leef in rebellie teenoor hom, wat my lief gehad het en gekoop het met sy bloed nie. Wat het Petrus gedoen toe hy Jesus klaar verloon het? Dan in die naaste dansklap gegaan en die aand deur gedans om te vergeet van wat sy gewete sê? Nee, hy het bitterlik geween. Paulus roep uit, hy sê, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van die dood? Die verlore seun sê, ek is nie werd om hierdie kind van u verder te wees nie, Vader. En dis die hartseer wat sonde bring. Dawid sê in Psalm 51 vers 9, ontsondig my met hyssop, dat ek kan rein wees. Was my dat ek bitter kan wees as sneeu. Vers 10, laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Die Here wek hierdie seer in ons harte, en ek sê nou dag vir mense, wat vir my vra, nou waarom moet hierdie seer in 'n ou se hart wees oor sonde, en ek het man in die antwoord gegee. As jy jou hand op 'n warm plaat sit, is dit seer? Dank die Here, dit is seer. Want jy ruk jou hand weg, en môre as jy by daai warm plaat kom, gaan jy nie weer hierdie hand op daai plaat sit nie. As daar nie 'n gevoel was nie, het jou hand afgebrand. En die beginsel is dieselfde wanneer dit kom by sonde. As die Here nie seer in ons harte gee,
oor sonde nie. Sal ons elke keer teruggaan na dieselfde sonde wat ons later sal vernietig en verwoes. Sonde bring 'n innerlike en 'n uiterlike seer. Die derde gedagte wat ons vanmôre moet hanteer is die selfbedrog van sonde. Nou gaan ons teruggaan na 2 Samuel 12. Ek het vir u gesê Psalm 32, 51 en 2 Samuel 12 is die gedeeltes wat ooreenkom met mekaar. U sal onthou in 2 Samuel 12 is Dawid nou die sondes gepleeg. Batseba swanger, sy het vir Dawid kom sê Uria is uit die weg geruim, hy's doodgemaak. En hy probeer so normaal moontlik aangaan en toe kom daar 'n man na hom toe, die man Nathan. Oor gou die selfbedrog van sonde. Daarop het die Here, H-E-R-E, hoofletters, die verbondsgod, die God van Abraham, Isak en Jakob, het die Here Nathan na Dawid gestuur. U sien, al steek ons goed weg, daar's 'n God in die hemel wat hoor, en daar's 'n God in die hemel wat weet. Die Bybel sê toe hy, Nathan, by Dawid inkom, sê hy vir hom, hoor hoe sagkens werk God met sy kinders. En hoor gou hoe hard werk God se kinders met ander mense. Die selfbedrog van sonde. Hoor die pragtige verhaal. Daar was 2 manne in 'n sekere stad. Die een was ryk en die ander arm. Die ryk het 'n groot menigte klein vee en beeste gehad, maar die arme het glad niks gehad nie, behalwe een klein ooi lammetjie, wat hy gekoop het en in lewe gehou het, en wat by hom en saam met sy kinders groot geword het. Dit het van sy stukkie brood geëet en uit sy beker gedrink, en in sy skoot geslaap, en dit was vir hom soos 'n dogter. Sien jy die prentjie? As jy nie die prentjie sien nie, man, kom ons gaan terug na die begin toe. Jy moet sien, hier sit Dawid op sy troon, Nathan kom, en die beskrywende terme van hierdie lammetjie, wat saam met hierdie man en sy kinders groot geword het, en hy eet, en hy drink saam met hulle somme aan tafel. En nou, die ryk man wat alles het, toe kom daar besoek, by die ryk man, het hy, verskoning, toe daar 'n besoek kom by die ryk man, het hy ontsien om van sy kleinvee en beeste te neem, om vir die reisiger wat by hom gekom het, iets te berei. Daarom het hy die ooilam van die arme man geneem, en het berei vir die man, wat by hom gekom het. En onmiddellik is u en ek sommer nou opgecharge. As ek nou 'n bloeddrukmasjien by u moes opsit, het almal sin in opgeskiet. Watter slegte mens, hy was heel moontlike ANC lid, sal u sê. Want die bietjie wat nog oor is, vat hy ook. OK, kom ons kyk. Vers 5, die reaksie, en Dawid het baie kwaad geword vir die man en aan Nathan gesê, so waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het, moet sterwe. En nou is dit asof Nathan hierdie lang speld vat, en hy druk hom in Dawid se babbel in. Want nou kom die waarheid. Dawid sê, die ooilam moet hy 4voudig teruggee, omdat hy hierdie ding gedoen het, en geen ontferming geken het nie. Nou ek wonder of hy die ooilam 4voudig moes teruggee, voor hy doodgemaak was, of na dit. Maar Dawid is so kwaad, ons lees dit, vers 7. Toe sê Nathan vir Dawid, u is die man. Ek wonder Dawid se gesig. Jy het nou vertel van 'n ryk en 'n arme man en 'n ooilammetjie, en ewe skielik is dit ek het niks van niemand gevat nie. Is dit so? Kom ek vertel vir u verder wat die Here toe vir Nathan gesê het om vir Dawid te sê. So sê die Here, die God van Israel, ek het jou as koning gesalf oor Israel, en ek het jou gered uit die hand van Saul, en ek het die huis van jou Heer aan jou gegee, en die vroue van jou Heer in jou skoot, en ek het die huis van Israel en Juda aan jou gegee. En as te min was, sou ek jou nog meer sulke dinge daarby gevoeg het. Waarom het jy die woord van die Here verag, deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Uria die Hetiet het jy met die swaard verslaan, en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Amon vermoor het. Jy sien die selfbedrog van sonde. Dawid is bereid om die man dood te maak oor die ooilammetjie, maar hy wat hierdie man se vrou gesteel het, hierdie man gedood het, verontskuldig homself, en dis vandag presies nog so. Baie mense lewe in gruwelike sondes, maar van ander mense se sondes maak hulle baie. En hulle blaas dit op om hulle eie sonde weg te steek. Die Here sê vir ons duidelik in die Nuwe Testament, hy sê vir ons, waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broeder sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uithaal en kyk,
in jou eie oog is die balk. Is dit nie die probleem in die kerk van Jesus nie? Is dit nie die probleem vandag onder menigte mense nie? Ons is besig om ander se sondes aan die groot klok te hang, maar ons eie sondes steek ons weg en ons beskerm het. Ons praat van ander mense, asof hulle hierdie boosaards is, maar ons eie boosheid probeer ons wegsteek en God gaan dit aan die lig bring, glo my. As hierdie sonde nie bely nie, sal God dit aan die groot lig bring. Moenie. Hierdie splinter, vriende, wat dit eintlik beteken is, in die timmerman se winkel was daar hierdie stoffies gewees. As hulle klaar gevuil het of iets, en hy praat van letterlike stoffiekie in jou oog, teen 'n balk. Nou as jy hierdie balk aan iemand in sy oog sit, dink jy gaan dit sien, hè? Nou sê die Here, luister, die balk is in jou oog, maar jy soek hierdie klein splintertjie. Die selfbedrog van sonde, waarmee Dawid besig was. Dawid sien nie sy eie sonde raak nie, maar hy sien die sonde van hierdie man raak. Hierdie ryk man wat die arme man te nagekom het. Die duiwel het vir Dawid so gelieg, dat Dawid in selfbedrog verval het en nie God se roepstem gehoor het, wat hom innerlik en uiterlik tot bekering wil bring nie. Maar dank die Here, ons sien in die volgende plek die vergifnis van sonde, die vreugde van sonde vergifnis. Dawid sien en hy hoor, Nathan sê vir hom juist die man, luister, Nathan moes daar 'n mannemoed gehad het. Predikers het vandag nie eens meer die moed om in 'n demokratiese land op te staan en te sê, so sê die Here nie. In Dawid se tyd kon hy vir Nathan onmiddellik laat doodmaak het. Onmiddellik. Ek is nou besig met die boek Jeremia, en ek sien Jeremia wat vir koning Sedekia sê, luister, die koning van Babel gaan julle inval en hy gaan julle wegneem en hy word in 'n put gegooi. Vandag het mense nie meer die manne moed nie, maar Nathan het dit gehad en ons dank die Here, maar ons eer God ook vir sy getrouheid in die lewe van Dawid sy knegg. Want toe Dawid hoor, hy's die man, toe sê hy, 2 Samuel 12 vers 13. En Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig. Ek gaan hierdie week bietjie daaroor praat, vriende, waarom sondig kinders van die Here nog, nadat hulle weergebore is. En in die opname, ek gaan nie dit nou vir u herhaal nie, of vir u nou deurgee, u moet maar luister die week. Maar die gedagte het baie duidelik na vore gekom. Een van die groot redes omdat ons nie waak en bid nie. Daar's nie sondelose mense op aarde nie. Adam en Eva was sondeloos en hulle het gestruikel en geval. Jesus Christus was die volmaakte, die laaste Adam wat vir ons die voorbeeld kom stel het. Dawid deur God se genade besef, hy is daar die ryk man, hy is die skuldige. Hy sê ek het gesondig teen die Here, hierdie verbondsgod, hierdie God wat vir my in die woord gewaarsku het. En Nathan sê vir Dawid, so die Here dan ook u sonde vergewe. U sal nie sterf nie. Ek lees in Psalm 32 wat ons vanmôre saam gelees het, welk salig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken en wie se gees geen bedrog is nie. Dawid sê, Here, 3 maal gelukkig is ek, omdat u hierdie ongeregtigheid, hierdie rebelsheid, hierdie misdryf wat ek gepleeg het, hierdie sonde wat ek gedoen het, dat u dit vir my bedek het, dat u dit vir my vergewe het. By vers 5, my sonde het ek nie bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortreding bely, of oortredinge bely, en u die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Nou as u vanmôre 'n kind van die Here is, weet u presies waarvan ek praat. Wanneer jy gesondig het teenoor die Here, en jy gaan deur 'n tyd waar jy in rebelsheid weier om te bely, innerlik en uiterlik is daar in jou siel 'n worsteling. Jou liggaam word afgetakel. Daar kom 'n breekpunt in jou lewe waar jy sê, Here, ek is skuldig. R.C. Sproul vertel, hulle het hom so tyd terug, nog toe hy gelewe het, né? Kalm nou, hy is klaar oorlede, maar toe hy nog gelewe het, 'n hele tyd voor sy sterwe, het 'n psigiater in Amerika hom 'n pos aangebied. En hy het hom $100,000 per jaar, en daardie tyd was dit 'n magdom geld, aangebied om by hom te kom werk. En R.C. Sproul sê vir die psigiater, man, ek het nie eers opleiding om met die mense te werk nie. En hy sê, die psigiater sê vir hom, luister, die meeste wat na my toe kom, die meeste mense wat na my toe kom, het 'n predikant nodig, nie 'n psigiater nie. Want hulle sonde maak hulle klaar. Luister wat ek vanmôre vir u sê. Ons steek ons sonde weg, ons rasionaliseer ons sonde, maar ons het nie vrede in ons siele nie.
want ons sonde maak ons klaar. Dawid sê, die vergifnis van sonde is soos 'n groot oes wat van die land afgehaal is, en ek het 'n dankbaarheid in my siel vir wat God aan my toevertrou het. Dit is soos hierdie kosbare geskenk wat God my gee, die vergifnis van sonde. Psalm 51, ek lees vir u 'n paar verse. 'n Psalm van Dawid toe die profeet Nathan na hom gekom het nadat hy by Batsheba aangegaan het. Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid. Telg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid. Reinig my van my sonde. Dawid het homself vuil gevoel. Nou u wat in 'n tuin gewerk het, die sweet loop af en jou gesig is nader aan bruin met die strepe wat afloop. Jy het in 'n kar gewerk, jou hande is vol olie en jou gesig soos jy gevat het. Wat is jou begeerte daarna? Om in die bed te gaan klim. Jou vrou skop jou uit, man. Hoor wat ek jou sê. Jy moet eers gaan bad. Jy wil was, jy wil skoon kom. Dawid voel homself soos iemand wat vuil is. Hy sê, Here, was my, nie uiterlik met seep nie, maar was my met u kosbare bloed. Was my, reinig my. Vers 9, ontsondig my met hisop. Is 'n reinigingsgebruik in hulle tyd gewees. Hy sê, ontsondig my dat ek rein kan wees. Was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig wat u verbrys het. Verberg u aangesig van my sonde en delg uit al my ongeregtighede. Ek onthou, toe ek my seuns in die grootword jare was en ek hulle so 'n bietjie gewiks het oor wat hulle verkeerd gedoen het. Hulle het klaar gehuil en ek kom in die kamer in. En daar vind hierdie versoening plaas. Daar word gebid en gevra, Here, vergewe my. Pa, ek is jammer. Onmiddellik daardie versoening wat plaasvind. Dis wat Dawid hier sê, hy sê, verberg u aangesig. Pa, moenie langer na my kyk met hierdie kwaai oog oor die sonde wat ek gedoen het. Die Vader, vergewe my. Die vreugde van sonde vergifnis, vriende, kan jy nie vir iemand beskryf as hulle nie hierdie wonderlike vergifnis van die Here ontvang het nie. Romeine 4 vers 7 is afgelei van hierdie Psalm 51 waar Paulus sê, welgeluksalig, 3 maal gelukkig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sonde bedek is. Welgeluksalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. Wil u weet waarom bly mense in paleise? Ry hulle die beste karre? Het hulle alles wat jy kan begeer? Die vrou het 'n goen aan haar vinger. Dit lyk omtrent asof daar die diamantmyn op haar vinger geland het. Maar sy's ongelukkig. Daar is bitterheid in haar siel. Daar is geen blywende vreugde nie. Waarom nie? Want niks van die wêreld se skatte kan vir jou vreugde in jou hart bring nie. Die pragtige gesang 230 sê, ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet hoe ek na u verlang het, u het u guns my aangebied. Ek loof en prys u deurentyd en roem u groot barmhartigheid. Ek dink toe Dawid wegstap daar, toe sing hy, ek wat vergifnis hier ontvang het. U kan nou saam met my sing as u wil, maar kom ons los dit daar. Ek dink Dawid het die las was van sy skouers af. Daardie drukking op sy bors was weg. Daardie kwaai kyk van God oor sy lewe, omdat Dawid met sonde besig was weg. Dis vergewe. En dis wat ek vir u sê. God sê hy vergeet ons sonde, né? Nie dat God kan vergeet nie, maar hy kies om te vergeet van hierdie sonde. Hy vergewe dit vir ons. En nou hoop u dat die boodskap hier ophou, né? Ek moet vir u die laaste gedagte deurgee, want anders te mis ons die hele verhaal van hierdie boodskap, die hartseer van sonde en die vreugde van sonde vergifnis. Die laaste gedagte, ek sluit af. Die tug en nagevolge van sonde. 2 Samuel 12 vers 10. En nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie wyk nie. Omrede jy my verag het en die vrou van Uria die Hetiet geneem het om jou vrou te wees. Nou sê jy vanmôre vir my, maar dit werk nie lekker nie. As die Here my vergewe het, is alles mos verby. So, kom ek was my hande in onskuld en ons gaan aan met ons lewe soos Hollywood ons leer, we live happily ever after. Dis net in Hollywood wat dit gebeur, nie in die Bybel nie. Kom ek gaan vir u sê, ek het vir u vertel aan die begin van die man wat die bank beroof het, Absa, onthou u? 2 mense is geskiet, klomp geld is gesteel, hy gaan sê hy is jammer. Het hy uitgestap en almal was gelukkig en tevrede want hy erken? Nee, hy word onmiddellik geboei. En hy gaan voor die landdros of die regter staan.
En hy gaan tronk toe. En dan kan hy ook sê, maar ek het gaan sê ek is jammer. Ja, is goed, jy het gaan sê is jammer, jou gewete is nou stil, maar jy moet die gevolge dra van jou sonde. Daar was so tyd terug 'n man wat 'n kerkraadslid was in een van die kerke, waarin ek vroeër ook betrokke was. Kyk, die man, ek was nie predikant daar nie, maar dit was die kerkgenootskap, en hierdie man was 'n diaken by die bepaalde gemeente gewees. Hierdie man het by 'n versekeringsmaatskappy gewerk, en daar het hy agtergekom, maar hoor hierso, dis nie maklik of moeilik om 'n paar rand hierso vir myself eenkant te sit nie. En hierdie man het begin in hierdie versekeringsmaatskappy waar hy gewerk het, vir hom so geldjie eenkant gesit, later is daar huise gekoop en as karre, of 'n huis en 'n kar, en ek weet nie wat alles nie. En hy kom toe agter dat die dame, wat in beheer was van die afdeling, agterkom, dat hy 'n paar rand vat wat nie aan hom behoort nie. Dis nie sy salaris nie, dis ietsie ekstra wat hy vir homself uitgeboek het, want ons almal dink ons kry te min. En hy kom toe agter dat die vrou basies gehoor het, of dat sy agterkom en hom ondersoek. En hy kontak haar. Hy vra sy moet afkom na die parkeerarea toe waar die kar parkeer is. Hy wil gou iets vir haar sê. Toe sy daar onder aankom, toe val hy haar aan met 'n hamer, maar dood te maak. Gelukkig het daar mense, of deur God se beskikking, het daar mense uitgekom, en hierdie vrou het die kloue van hierdie man gered, 'n diaken in 'n evangeliese kerk, wat bely hy ken die Here, wat ander mense bedien met die woord. En hy stronk toe. Ek is jammer, ek het die geld gesteel, ek is jammer, ek het hierdie vrou met die hamer bygekom. Kom ons los dit, kom ons vergeet van alles. Werk dit so? Nee. En ek wil vir jou vanmôre ook sê, as jy aangaan met jou sonde, en jou sonde vind jou uit, en God bring tug oor jou lewe, moenie huil nie. Want dis presies wat God ons teen waarsku. Ons dink, ons kan die sonde doen, en alles gaan maar net reg wees daarna. Ons gaan skotvry aan die ander kant uitkom. Daar is gevolge vir ons sonde. Hoor wat sê die Here. Vers 12, want jy het dit in die geheim gedoen, maar ek sal hierdie ding doen voor die hele Israel en in die volle sonlig. En Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here, en Nathan sê, so die Here dan ook jou sonde vir jou vergewe. Jy sal nie sterf nie, maar omdat u die vyande van die Here deur hierdie saak aanleiding gegee het om grootlik te laster, sal die kind wat vir u gebore is ook sekerlik sterwe. Ons weet nie wat die eerste kind se naam was nie, ons weet nie. Maar die kind is dood. Kom ek lees gou vir u wat het met Dawid gebeur. Die kind wat verwek was sterf, 2 Samuel 12. Sy seun Amnon het sy dogter Tamar verkrag en skande oor sy huis gebring, 2 Samuel 13. Absalom het Amnon laat vermoor, 2 Samuel 13. Ons lees dat Absalom hom voor die volk onteer het deur met sy vrou gemeenskap te hou, 2 Samuel 16:22. Absalom het 'n rebellie van stapel gestuur en Dawid uit sy paleis na die berge verdryf, 2 Samuel 15-18. Menigte van sy manskap het teen hom in opstand gekom, 2 Samuel 15 en 16. Gaan lees die Bybel, sonde het altyd gevolge. En nou sê jy vir my, ag, is in die Ou Testament, man, nie probleem nie. Adam en Eva is uit die tuin van Eden gewerp, Genesis 3, na hulle sonde. Jakob moes vlug van sy oom Laban, en het sy moeder nooit weer gesien nie. Nooit weer. Haar geliefde seun het sy nooit weer gesien nie, en het sy ma nooit weer gesien nie, Genesis 28. Moses het die beloofde land gemis na sy sonde, Deuteronomium 34, die tug en gevolge van sonde. Aaron se 2 seuns het gesterwe, Levitikus 10. Onthou jy van Ananias en Safira in Handelinge 5, na hulle gelieg het vir Petrus, hulle gesterwe. En die volk het gesien, ons moet vir God nie lieg nie. Daar is gevolge van sonde. Die gemeente in Korinthe, die Here sê, wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom is daar onder julle baie swak is en sieklik is, en 'n aantal het ontslaap, want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. My vraag is dikwels, ek wonder hoeveel kinders van God ly, geestelik en liggaamlik, omdat hulle nie met hulle sonde wil breek nie. En hoeveel van hulle ly as gevolg van sonde, wat hulle gedoen het en gedink het, daar sal geen gevolge wees nie. Ek gaan nie vir hierdie verse lees nie, ek sien die tyd het ons ingehaal, ek is al bietjie oor die tyd. Maar Hebreërs 12 vers 3 sê, dat ons nie
en ons siele moet vermoeid word en verslap nie. Ons het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in jou stryd nie. As jy vanmôre moeg is vir jou vrou, moenie uitstap nie. As jy nou dink die lewe gaan vir jou makliker raak, wil ek vir jou sê, soos daardie een advertensie sê, surprise, surprise. As vrou moenie uitstap by jou huis en dink, die wêreld gaan in jou voete val en jou bedien, soos 'n slawe 'n heer dien nie. Moenie dink as jy by die werk 'n salaris verdien en jy dink jy verdien meer en jy vir jouself geld begin bymekaar maak, dat God daaroor slaap nie. Moenie alles verloor terwille van jou gulsigheid en die gierigheid wat in jou hart is nie. Vriende, moenie op die sosiale media betrokke raak met 'n ander man of 'n ander vrou en dink jy gaan skot vir die ander kant uitkom nie. Ek het nou die dag die hartseer verhaal gehoor en ek moes dit hanteer het en raad gegee het van die ou tannie. Oud. Roesynkie oud. Maar die jong seun sê vir haar oor sosiale media, jy is die een vir my, sweetie. Maar ek soek 'n bus om by jou uit te kom. Ek het nie jou geldjie nie. Kan jy vir my ietsie oorbetaal? Die tannie Roesynkie reken seker toe dat sy seker die gunsteling een in die pakkie is. En sy betaal hom geld oor en sy betaal weer. Naderhand gaan leen sy geld. En 100 000 rand later het die bus nog steeds nie gekom nie. En die tannie dink nog steeds, sy is hier die pragtige beeldskone vrou. Moenie op sosiale media gaan peter en jouself later met smarte deurboor nie. Moenie dink jy sonde se baas nie. Die sonde lê en loer sy begeertes na jou. Jy moet daaroor heers. Daarom die tug, dink aan die gevolge van sonde. Die Bybel sê, want die Here tugtig hom wat hy liefhet, hy kastei elke seun wat hy aanneem. Ek sluit af met hierdie woorde, vers 10. Want ons aardse vaders het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig. Die tugtiging het die doel gehad om hulle te laat leer dat dit wat hulle doen is verkeerd en wat hulle lewens gaan vernietig. God tugtig ons tot ons bes wil, sodat ons se heiligheid kan deelagtig word. Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. As jy vanmôre met die gevolge van sonde sit, bly naby die Here. Moenie hom beskuldig en sê, Here, maar ek het bely en nou moet ek met hierdie gevolge sit nie. As jy seksueel ontrou was en jy het vanmôre 'n oordraagbare siekte gekry, 'n ongeneeslike siekte, vigs of wat ook al, dank God dat jou siel gered is. Maar as jy sterf daarvan, verheerlik God en leer ander mense daar's gevolge vir sonde. As jy miskien vanmôre alles verloor het omdat jy oneerlik was, sê vir mense, dis die loon van die sonde. Dank God hy vergewe dit, maar die gevolge is daar. Ons het vanmôre gekyk na die hartseer van sonde en die vreugde van sonde vergifnis. Ek het vir julle gesê die skuldlas van sonde is groot vir die kind van die Here. Die seer van sonde, die selfbedrog van sonde, die vreugde van sonde vergifnis en die tug en die nagevolge van sonde. Ek het myself gevra, hoe gaan ek hierdie boodskap afsluit? Waarmee gaan ek u huis toe stuur? Memoriseer hierdie week hierdie verse. Paulus sê in Romeine 12, ek vermaan julle. Gemeente van Berea hier in Kempton Park Kapel. Ek vermaan julle. By die ontferming van God, dat julle liggame, luister, dis hierdie liggaam waarmee ons sonde doen. Dis jou hande, en jou voete, en jou oë, en jou ore, waarmee jy sonde doen. Stel jou liggaam as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer, is julle redelike godsdienst. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Jy weet nie wat jy verloor het, of wat jy het, totdat jy dit verloor het nie. Moenie dat die Satan jou mislei in sonde. Jy later moet terugkyk oor jou lewe en sê, hoe dwaas was ek net nie gewees nie. 'n muilesel, wat nie geluister het, toe God gepraat het nie. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir Dawid se lewe en dat U nie hierdie vir ons verberg het nie.
maar dat U dit opgeteken het in U wonderlike woord, sodat ons die lesse daaruit kan leer, en ons bely, Here, dat ons soms soos muilesels is, dat ons, Here, vaskop en soms in opstand raak, en soms, Here, met al hierdie dinge sit, die gevolge van sonde. Ag, dierbare Here, help vir ons. Help vir ons. Dat ons in U krag en in U wysheid staande kan bly teen die liste van die duiwel. Hierdie week se oordenking gaan juist daaroor. Die redes waarom kinders van die Here nog sondig na hulle wedergeboorte. Ons het nie nodig om te sondig nie. Dis omdat ons wil. Dis hoekom ons dit doen. Bewaar ons daarvan, Here, sodat ons nie oneer bring op U naam nie.